Goodness gracious. So the number of people, I have actually no idea. I'd need to check in with the team, but there was definitely a lot more people than we had last year and definitely the year before. So that's really, really positive for us. It shows that we've got growth in interest, growth in participants, and definitely this year a lot of local faces. So that's wonderful, and definitely achieving the goal of bringing the farmer to the Wool Festival so that they can experience their product, their wool. In terms of just general vibe, it's been a wonderful day today, especially yesterday and today. The weather played along, and we've just had it's been cold enough to wear your jerseys and your jackets and your scarves, but beautiful sunny skies, perfect for having a sip of wine, Babylonstour and wine, and just enjoying everything that has been going on. And my highlight, there have been so many. We've had phenomenal speaker programs this year. Yesterday's speaker panel, especially the first one, was really wonderful. I think that was a stunning conversation around the need to promote good news in our media and stay away from the bad news. And then I thoroughly enjoyed our speakers today, specifically the Karoo women panel and the good news stories that they had to share. And then a very, very big highlight for me this year has been the Wool World. Karoo Kraal is an absolutely beautiful space with the most amazing compilation of designers. Viviers and Hoofin played out of their boots. There's been so much interest in the art pieces, the curation, the collaboration, and I think it's really made people excited about wool, which is wonderful. And the day is not over. There's still so much happening this evening, which is very cool. Another highlight, I think, would also have been the launching of the Luke of the Lamb, a Psyche Scarfy book. We're just looking at the little sheeps that we've got here right in front of me, and that's been a lovely, special thing for the children to be able to read a book and see everything that's in that book in front of them, which has been very, very cool. 'n hoogtepunt op die 2026 Karoo Winterwolfees program was die NWKV boerepraatjies, en ek gesels nou met Dan Kriek van die NWKV hieroor. Dan, julle het 2 paneelbesprekings aangebied hier by die Wolfees. Geef my 'n bietjie terugvoer oor die eerste een. Wat is gesê? Wat is uitgestaan? Dit was 'n bietjie van 'n politieke gedrewe gesprek. Wat is gesê? Ja, ons doen die NWKV is bevoorreg om die boerepraatjies by die Winterwolfees te doen. Soos jy kan voel hierso, die Winterwolfees doen sy naam gestand, maar dit was 'n lekker warm bespreking geweest. En boerepraatjies, waaroor praat boere en produsente rondom die braaivleisvuur? Ons praat oor alles wat in die landbou aan die gang is, en ons praat oor ministers wat vervang word ensovoorts. En ek het gedink ons moet 'n paneel saamstel wat vir ons kan sê wat is regtig in die nuus aan die gebeur, en hoe sien hulle dit, en waarna kan boere luister, waar moet ons inligting kry, hoe moet ons alles wat ons hoor en sien verstaan en analiseer. En ek het vir Pieter de Tooy van News24 gehad, ek het vir Iwer Price van Food for Mzansi gehad, en dan Johan Kotse van Agri SA. So ek dink ons het 'n lekker balans op die paneel gehad. Hulle het hulle insigte soos hulle dinge sien met die gehoor gedeel. Ek het hulle 'n bietjie uitgevra oor hulle filosofie oor journalistiek en hoe hulle dit sien, en dan dink ek het ons oor die sake van die dag gepraat. Ministers wat vervang word en al die dinge daar rondom. So ek dink dit was 'n baie insiggewende gesprek. Ek dink die produsente wat dit hier bygewoon het, dit sal lank vat voor hulle weer so uitgeleese paneel kry om hulle in te lig. Ja, so ek dink die terugvoer daaroor was baie positief. Ja. Wat was die hoofboodskap uit jou perspektief uit wat uit daai eerste paneelsessie uitgekom het? Ek dink nogal wat Pieter de Tooy gesê het, en hy het dit al 'n paar kere gesê, dat hy dink ongeag alles wat gebeur is ons op 'n goeie plek in die land, en dinge is nie so sleg as wat dit is nie. Ek dink dit was vir my baie positief. Ek dink Johan Kotse se boodskap van hoe Agri SA homself posisioneer en hoe groot en invloedryk georganiseerde landbou is en hoe ons werk. Ek dink
daai boodskap raak 'n bietjie verlore op social media, want social media is baie keer so 'n bietjie verneig. En dan dink ek Iwer Price se boodskap van die inklusiwiteit van landbou en daarmee kan die NWKV natuurlik volledig vereenselwig. Ons is inklusief. Ons is die grootste inklusiewe bedryfsorganisasie in die land. So ek dink Iwer het ook daai balans en perspektief gebring op die paneel. So ek dink almal gaan hier weg met baie inligting en ek dink 'n positiewe ingesteldheid teenoor landbou. Julle tweede paneelbespreking het gaan oor kunsmatige intelligensie in wolproduksie. Wat was daar gedeel? Dion Simon het 'n paar interessante goeters ook gesê. Ja, ek het gedink na ons eeufeesvieringe waar ons nou teruggekyk het oor 100 jaar, waar daar baie dinge verander het, is ons nou in die era van kunsmatige intelligensie en tegnologie wat net elke dag net vinniger en vinniger ontwikkel. En ek het 'n paneel bymekaar gekry wat 'n bietjie vir ons, ek het 'n bietjie futuristies gewees en gesê wolproduksie deur kunsmatige intelligensie. En ja, Dion Simon is natuurlik 'n ongelooflike spreker, dit wat hy reg gekry het met tegnologie in die wolbedryf om na speerbaarheid van ons wol tot in die buiteland en tot by die verbruikers in Europa is ongelooflike tegnologie. Ek dink nie almal besef altyd hoeveel daar ingegaan het en wat dit vir die wolbedryf beteken nie. En dan dink ek het ek 'n baie goeie verskeidenheid van mense van die Universiteit van die Vrystaat gehad, Johan Coetzee van OVK wat OVK se ontwikkeling van hulle tegnologie doen, en dan Frikkie Forsie wat van die Agriseta gekom het. Nou, ek dink wat baie produsente wil weet is hoe gaan ons die werksmag aanpas? Dit is eintlik uitgelig. Ja, hoe gaan ons aanpas en ons werksmag, waar gaan ons mense kry wat in hierdie hoogs tegnologiese landbou kan funksioneer? En ek dink die opleidingsrol van die Agriseta tesame met ons in die bedryf is baie belangrik. En dan dink ek die een boodskap wat hier gekom het is, en ek dink dit doen ons goed, om 'n breë netwerk van mense bymekaar te bring om saam te werk. Ek dink dit is uitgelig. Ja. Nou wat gaan die NWKV doen om tegnologies voor te bly? Ja, ek het baie daaraan gedink. Ek dink ons het produksieadviseurs wat aan die voorpunt van tegnologie is, maar ek dink ons werk baie lekker saam met Cape Wools, ons lekker saam met Dion Simon, en ek dink ons maak 'n baie gedigte span om hierdie tegnologie oor na speerbaarheid en alles wat dit onder lê, die sertifisering, al daardie aspekte byeen te bring. Maar ek het ook baie diep gedink, ons gaan ook moet bybly, nê? En ek dink op die ou ende het ek die vraag aan die paneel gevra is wat moet die NWKV doen om ook by te bly? En dit is vir ons almal 'n uitdaging omdat die tegnologie so vinnig verander en ontwikkel. Ja, so ons gaan ook moet bybly. Yes. So we've been a proud partner of the Karoo Winter Wool Festival since its inception. So this is now the 5th iteration. This is now the 2nd iteration of Wool World. And so we're very excited to be bringing that back to the festival here and building on what was initiated last year, and then also a partnership that was at Cape Town Art Fair earlier in the year. And really what this is about is, bringing together the fiber space. We're very excited to be also partnering with Mohair South Africa and Viviers and Hoven on this exhibition, and really being able to showcase, what's possible with natural fibers, not just in fashion, but across architecture, across interiors, and really showcase the versatility of the fiber. It's a very important message because, wool's really lost a lot of market share in its more traditional uses. If you go into any major city these days, not everybody's wearing a suit anymore, and so it's really important for us as an industry to think about where wool can fit in other ways. And not all wool is necessarily destined for that type of market, so it's also thinking about where wool can show up, how it can be in people's lives. Maybe it's not in your clothing, maybe it is in your homes, or maybe it's showing people how it can be across the board. Hi, I'm Nisha van der Hoven, and I run a multidisciplinary design practice called Hoven. And Hoven and Viviers have co-curated the exhibition, which is Wool World Karoo Kraal, for this year's Karoo Winter Wool Festival.
So this is our second iteration of Wool World, and we titled this the Karoo Kraal because we wanted to focus on a little bit, or something a little bit different. I mean, the kraal represents a place of gathering, a place of community, and it's also about creating the conditions for the works, the art, and so on to live within. And the exploration in the design concept focused on defining sort of 4 yurts and 4 archetypes. And within that, we've explored wool, mohair, and natural fiber across all sorts of different mediums and platforms to create, or to curate, rather, a Wool World experience. So last year, it was Wool World Beneath Karoo Skies, and we explored the Karoo across all 4 seasons. And that was a beautiful exploration. It was really a journey that was curated. For this year, we really wanted to create these spatial identities, and that's where this idea around the 4 archetypes developed. So we've explored wool, mohair, and natural fibers across these different characters, if you want to call it that, and they inhabit these yurts, the merino wool yurts that we've placed within the sheep shearing shed. What's interesting about these structures is that it's merino wool, and we've sort of inverted the yurt, because typically the lattice work timber structure of the yurt would be placed on the outside, and then you would have a waterproof lining. And we've actually started to expose that beautiful wool batting as the outer skin, and internally that lattice structure becomes a support structure for the various artworks and to showcase the different mediums that we've explored. Now, the 4 archetypes are divided into the naturalist, there's the agriculturalist, there's the Afro-modernist, and the nomadic weaver. Johan, so 5 jaar terug min of meer het ons as 'n span bymekaar gekom en gesê, maar wat kan ons anders te doen? Anders as jou normale manier van bemarking en bekendmaking van ons produk. En ons het besluit, maar ons moet kyk na iets innoverends, iets nuuts. En dis eintlik waar die kompetisies gebore is. En toe ons eers op daai konsep gekom het, toe moes ons besluit, maar watse voertuig kan nou gebruik? Nou, aanvanklik is 'n bietjie moeilik geweest, want dit is in COVID tyd geweest. Maar toe kom ons te wete van die Karoo Winterwolfees wat op daai stadium begin het, en het onmiddellik vir my uitgestaan as die absolute ideale voertuig om hierdie kompetisies van ons te dryf en dit wat ons daarmee wil bereik. Goed. Vir ons het het gegaan oor 3 dinge. Punt nommer 1, bemarking natuurlik van ons as 'n maatskappy, maar dan ook bewusmaking van die produk van wol. Jy weet, mense weet nie regtig meer van wol nie. Wol is half uit die oog verdwyn, half uit die kennis van mense verdwyn. En dit is 'n poging by ons om wol te promoveer, OVK te bemark in 3 sfere, waarvan die eerste natuurlik onder produsente of boere is, en dis waar die wolbaal kompetisie inkom. Die tweede, en ons sê, maar as ons kyk na die toekoms, dis waar die kinders inkom met die kunstkompetisie, en dan natuurlik die derde een is die innovatiekompetisie wat ons probeer om die breër publiek bietjie in te trek by promovering van wol en bekendmaking van wol. Goed, die enkel wolbaal kompetisie is punt nommer 1, om vir boere die geleentheid te gee om erkenning te kry vir hulle produk. Jy weet, boere doen ongelooflik baie moeite om hulle skape te skeer en die wol op 'n ongelooflike manier te verpak, en natuurlik die klassering van die wol, daar gaan regtig baie werk en baie moeite daarin. So 'n gedeelte daarvan is natuurlik om vir daai boere erkenning te gee, die ou wat die moeite doen met sy baal, want die kompetisie gaan nie noodwendig oor die beste wol of die wol wat die mooiste lyk nie. Het gaan oor ander aspekte. Hoe goed is hy baal versorg byvoorbeeld? Hoe goed word hy baal aangebied? Ons probeer om die breër boerderygemeenskap hierby te betrek, en nie net ouens wat in 'n sekere area met die mooiste wol kan boer nie. So het gaan oor daai erkenning, en dan natuurlik gaan dit oor bemarking van OVK as 'n voorkeur destinasie vir jou wol en bokhaar. Suid-Afrikaanse wol se standaard en gehalte is natuurlik wêreldwyd bekend. Dit staan uit wêreldwyd, spesifiek wat klassering betref. Suid-Afrikaanse boere doen geweldig baie moeite in vergelyking met ander lande se boere. Doen ons verskriklik baie moeite om wol in 'n redelike detail te klasseer byvoorbeeld. So ons wol, veral as merino tipe wol, is absoluut wêreldwyd bekend.
Okay, eerstens moet ek begin om te sê dat daar was ongelooflike inskrywings hierdie jaar, regtig uitstaande gehalte. En die innovering waarmee die inskrywers ingekom het, was regtig ongelooflik geweest. En toe ons moes kies uit 'n top 3, was dit regtig moeilik geweest. En ek moet ook net benadruk, ons het nie geweet wie ingeskryf het in die kompetisie of wie die inskrywers was nie. En wat uitgestaan het vir ons in daardie eerste plek was regtig die handgemaakte passie wat ingegaan het in daardie produk. Van die rou wol reg deur die proses tot 'n finale produk. En wat uitgestaan het was, jy kan regtig dit gebruik elke dag in die winkel in Suid-Afrika, maar ook jy kan dit in Parys in die high fashion streets dra vandag en dit sal 100% inpas. En in Engels is daar 'n vreeslike mooi woord, die craftsmanship wat ingegaan het in daardie produk was regtig ongelooflik geweest. Wat ongelooflik is hierdie jaar is dat die wenner is van Elizabeth Galloway Design Studio in Stellenbosch. Ons het nie geweet wie die wenner was of waar sy vandaan gekom het nie en sy was een van ons beurstudente by Cape Hills geweest. So dis is ongelooflik en daai loop wat terugkom van daai studente af terug na daai kreatiwiteit in 'n produk is ongelooflik en 'n wonderlike voorreg en dit is regtig wonderlik om te sien hoe daai kreatiwiteit teruggekom het in 'n produk en iets te design wat so ongelooflik is en wat kan teruggaan na die plaas toe en vir ons wys wat regtig van die wol geproduseer kan word. Ek is van Refusioner End af in die Wes-Kaap in die Oeverberg area. Ek was vir die eerste keer bekend gestel in die kompetisie terwyl ek geswat het. En ek het laas jaar het ek vir die eerste keer deelgeneem en die jaar het ek independently van my college af het ek deelgeneem. Ek het 'n poncho en 'n wiki gehekkel. Dit was geïnspireer deur die landskap van die Oeverberg area van spulpunte en die oesseisoen tot die canola stokke wat leeg staan op die veld, saam met die merino skape wat op die velde loop. Wonderlik, ek is eerlikwaar so dankbaar aan my gemeente in Refusioner End, aan almal wat my gehelp het en eerlikwaar net baie dankbaar aan die Here dat hy hierdie oomblik gemaak het. Ek gaan met die wenprysgeld sal ek dit insit in my eie besigheid in en hopelik in die toekoms sal ek ook kan uitstal by die Winterwolfees en my produkte verkoop. Die plaas is geleë in die distrik van Victoria Wes. Dit is my man was die aanvanklike boer. Hy is 23 jaar gelede oorlede aan kanker. En sy opdrag aan my was gewees om nie die grond te verkoop nie, om aan te hou boer. Ek was altyd betrokke in die boerdery, maar aan die boekhouding kant en die versorging van alle siek diere. En my groot liefde is eintlik Jersey beeste. So ek was nie 'n skaapboer gewees nie. Maar hy het vir my gesê dat jy kan grond net eenmaal verkoop en as jy dit gedoen het, is dit vir altyd verby. En toe het ek na sy dood die uitdaging aanvaar om te boer. En ek het 'n bestuurder gekry wat 20 jaar lank by my gewerk het. Toe moes hy na sy familiebesigheid teruggaan en nou het ek 'n vroue bestuurder. En ons twee werk op 'n daaglikse basis saam. Ons beplan alles saam, ons voer die meeste planne saam uit en elkeen het sy taak op die plaas. En ek het 'n groot liefde vir die Karoo ontwikkel. Ek het nie in die Karoo groot geword nie. Ek het in 'n vrugte. My pa was 'n vrugteboer. Hy het ook merino skape gehad, maar meer gebengde boerdery. Die merino agtergrond het ek in die Karoo kom kry. En ek bly nou 59 jaar op die plaas. Die plaas se naam is Moldese.
Ek dink dit is volgehou sorg aan die diere. Eerstens moet jy goeie teeling toepas, jy moet goeie seleksie toepas. En dan moet jy jou diere versorg. Jy kan nie omdraai as daar droogte kom en dink jy met jou eie gang gaan nie. Daai diere is afhanklik van jou. En die versorging van jou diere is vir my van uiterste belang.